snaaks, die Bybel sê daar tonge van vuur neergeval, en die Bybel praat van vuur en is vandag pierewinter. Dis snaaks hoe die kontras is, maar maak nou nie saak nie. So ek wil vandag begin en ek wil 'n bietjie praat oor die Heilige Gees in my lewe. Nou, ek weet, daar's baie om te sê rondom die Heilige Gees in ons lewens, die werk van die Heilige Gees. So ek sal vir 'n paar Sondae sal ek 'n bietjie praat oor die werking van die Heilige Gees, die Heilige Gees in my lewe. Ek het nou gekies om dit nou nie in die aande te doen, soos wat dit tradisioneel is nie, want ek het vir 'n paar mense gevra, en baie mense sê, hulle wil nie in die aand kerk toe kom nie. So kom ons doen dit dan hier op 'n Sondag, en ons gaan vir 'n paar weke aan rondom dit. So ek gaan nie vandag praat oor al die goeders wat tradisioneel gepraat word oor die wonderwerke, die tekens, die gawes en al daai goedjies nie. Ek sal later 'n bietjie oor dit praat. En ek vra vir die Here nou, wat gaan ek nou sê om nou te verduidelik hoekom ek nie vandag oor die gawes gaan praat nie. En hy het so 'n prentjie in my gedagtes ingeplant, en dit is 'n prentjie oor 'n verhouding, wat hy vir my gewys het. Hy sê, as ons in 'n verhouding ingaan met iemand, moet daar eers progressief goeders gebeur. So jy gaan in 'n verhouding met iemand in, jy leer hulle ken, jy sê, okay, ek wil my lewe saam met hierdie persoon spandeer, daar's 'n huwelik wat plaasvind, en dan kom al die benefits. Die benefits kom nie voor die tyd nie. En dit is hoe dit gaan met hierdie ook. Hy sê vir my, leer eers my ken, as die Heilige Gees, as God, die Heilige Gees. En hê eers verhouding met my. Verstaan eers die rol wat ek in jou lewe speel, voordat jy die benefits geniet. Voordat jy die wonderwerke en die tekens en al die goeders, trou eers met my. Leer my net eers ken, leer my hart net eers ken. En dit maak vir my so baie sin, want in 'n verhouding, as jy al die benefits voor die tyd kry, dan is daar 'n groot kans dat die verhouding nie gaan uitwerk nie, want jy het klaar die lekker gekry. En ek voel baie keer met die Heilige Gees is dit dieselfde. Jy kry al hierdie wonderwerke, al hierdie tekens, en dan raak dit ou nuus en jy gaan aan. Maar as jy mature in jou verhouding met die Heilige Gees en die goed gebeur dan, wow. Want dan gaan jy nie vergeet nie, dan gaan jy nie aangaan nie. So ek wil graag open met hierdie een vers vandag, Jesaja 30 vers 21. En dit sê, met julle ore sal julle woord agter julle hoor. Hier is die pad, gaan daarop, wanneer julle regs of links wil hou. Julle sal 'n woord agter julle hoor, en hy sal vir julle sê, hier is die pad. En as jy vir my vra, wat is die rol van die Heilige Gees in jou lewe, dan voel ek daai is 'n baie goeie plek om te begin. Die Heilige Gees is daar om ons te lei. Die Heilige Gees is daar om vir ons die pad te wys. Die Heilige Gees is daar om vir ons te herinner wat is die waarheid. Kom ons kyk wat sê die Nuwe Testament in Galasiërs 5:16 sê Paulus, ek sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word, so laat julle lewe deur die Gees gelei word, dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. Die Heilige Gees in my lewe se rol is om my die pad te wys. Die Heilige Gees se rol is om vir my te sê, wat is links, wat is regs, waar moet ek gaan, waar moet ek nie gaan nie. En Paulus kom en hy sê, as ek my lewe oorgee aan die leiding van die Heilige Gees, gaan hy my die hele tyd herinner om vir my te sê, hier doen jy reg, hier doen jy verkeerd, bly weg hier, moenie daar gaan nie, en as jy luister, dan sal jy nie toegee aan die sondige begeertes van hierdie lewe nie. So kom ons kyk, hoe luister ons dan na die Heilige Gees? Hoe laat ons dan toe dat die Heilige Gees ons lei? Nou eerstens moet ons na die leiding van die Heilige Gees in ons lewe luister. Dis een ding om te sê, ja, ek is 'n kind van die Here, ek het my hart en lewe vir God gegee, vir Jesus gegee, en ek voel ek het die Heilige Gees ontvang. Dis een ding om dit te sê, maar dit is 'n ander ding om te sê, maar okay, ek gaan nou begin luister na die leiding
wat hy vir my gee. Want jy kan 'n kind van die Here wees en jy kan die grootste klomp nonsens aanvang. Jy kan die slegste keuses maak in jou lewe. En die Heilige Gees is altyd daar en hy wil jou altyd lei. Hy wil jou altyd herinner aan dit wat reg is. Maar ons moet begin deur om vir hom te luister. Kom ons hoor gou wat sê die Bybel daaroor in Hebreërs 3 vers 7 tot 11. En ek gaan vandag baie skrif met julle deel. Want as ons skrif deel, glo ek, dis die Heilige Gees wat met ons praat. So, Hebreërs 3 vers 7 tot 11 sê, daarom soos die Heilige Gees sê, vandag as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard soos tydens die opstand, die dag van versoeking in die woestyn, toe julle voorouers my versoek en beproef het nie, al het hulle my dade gesien 40 jaar lang. Daarom het my toorn ontvlam teenoor hierdie geslag. Ek het gesê, in hulle harte is hulle altyd op 'n dwaalspoor en my paaie wou hulle nie leer ken nie. So het ek in my toorn gesweer, hulle sal beslis nie in my rus ingaan nie. In Esegiel 2 vers 2 lees ons, 'n gees het oor my gekom terwyl hy met my praat en dit het my regop laat staan. Ek hoor toe iemand praat met my. En dan die laaste skrif wat ek wil deel rondom hierdie luister na die leiding van die Heilige Gees is in Johannes 14:23 tot 27. En Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy ter harte neem wat ek sê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my egter nie lief het nie, neem nie my woorde ter harte nie. Die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek vir julle gesê terwyl ek by julle gebly het. Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle sodat die wêreld dit gee nie, soos wat die wêreld dit gee. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. So, die eerste ding wat ons moet doen is, as die Heilige Gees praat, moet ons hom actually toelaat om ons te lei. En dit is nie altyd maklik nie, ek weet. Want die groot ding is, Paulus praat, die skrywer van Hebreërs sê hierso, julle het gesien, julle het beleef, maar julle het nie geluister wat die Heilige Gees vir julle sê nie. Baie keer praat die Heilige Gees en hy sê baie keer nie die mees populairste ding vir jou nie. Ek wil nou graag hierdie ding hê. En ek het hierdie geld om hierdie ding te hê. En dan kom hy en sê vir my, nee, jy kan nie nou hierdie hê, want hierdie is nie 'n goeie ding nie. En wat sê my vleeslike natuur? Maar ek wil hierdie hê. En ek wil dit nou hê. En dan kom hy en sê, moet dit nie nou hê nie, want dit is nie nou die regte tyd nie. En dan het ek 'n keuse om te luister of nie te luister nie. En in my lewe het ek al baie nie vir die Heilige Gees geluister nie. Ek staan nie voor ek getuig met julle. Dan wil ek hierdie ding hê. Dan sê hy vir my, moet dit nie nou doen nie. Ek voel dit in my hart. Ek voel, moenie, my hart klop so, ek sweet uit, jy weet, dis erg. Dan luister ek hier vir my, dan koop ek hierdie ding wat ek wil hê. En dan raai ek wat, 'n week na die tyd, kom ek agterop, moes ek hom nie nou gehê het nie. Dan gebeur daar iets, dan besef ek, hierdie was nie die regte tyd gewees nie. So vir ons, in ons lewe, om toe te laat, dat die Heilige Gees die rol speel wat hy moet speel, moet ons hom actually toelaat, om ons te lei. So ons moet begin deur om net te luister. Dan gaan ons aan. Die tweede ding is, om net te luister, is nie genoeg nie. Ons moet toelaat, dat hy ons lei in waarheid. So, net om te sê, ja, Heilige Gees, ek hoor jy, en jy gaan aan met jou lewe, is nie genoeg nie. Jy moet actually toelaat, dat hy jou lei. In Johannes 16 vers 13 tot 14 lees ons, wanneer hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. So ons kan hoor, ons het die skrif, ons het die getuienis, ons het gesien wat gebeur op Pinksterdag, wow, dis nice, die Heilige Gees is so kragtig, ons hoor wat hy sê, maar nou moet ons toelaat, dat hy ons lei, en wanneer hy ons lei, moet ons actually begin luister.
nee, want hy gaan ons begelei in alle waarheid. Hy sal nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle sal meedeel. So ons moet toelaat dat hy ons lei, en wanneer hy ons lei, moet ons luister, en wanneer ons luister, moet ons weet, dat wat ook al die Heilige Gees vir ons gaan sê, die beste gaan wees vir jou. Hy gaan nie vir jou sê, nee, as dit ja moet wees nie. Hy jok nie, want hy is die waarheid. So begin te luister, en dan hier is die volgende ding, wat ons so baie mis, en hier dink ek is die grootste probleem van ons tyd. Om te kan hoor, moet ons soms stil raak. Want hy praat die hele tyd met ons, hy getuig die hele tyd, hy gee die hele tyd waarheid, maar vir ons om dit te kan hoor, moet ons soms stil raak. In Markus 6 vers 31 sê Jesus toe vir hulle, dit is nou, toe hulle nou die broodjies vermeerder het, en hulle nou kos gegee vir almal het, dit is nou daai storie. Toe sê hy vir hulle na die tyd, kom julle saam na 'n verlate plek, en rus 'n bietjie op julle eie. Hierdie disippels was so besig om kos uit te gee en dinge te doen, en hulle was so besig, en Jesus sê, kom bietjie op 'n plek, en rus 'n bietjie op julle eie. Want daar was baie mense wat voortdurend gekom en gegaan het. Hulle het selfs nie kans gekry om te eet nie. Nou ek weet, hierdie is Jesus wat dit sê, maar hierdie is so waar vir ons met ons verhouding met die Heilige Gees. Onthou, ons kan nie die Heilige Gees sien soos wat ek vir Wanda en vir Desmond sien fisies nie. Ek kan nie gou die foon optel en vir Desmond bel en sê, Desmond, praat met my. Ek kan dit nie met die Heilige Gees doen nie. Ek kan nie die foon optel en bel nie, maar hy praat die hele tyd met my. Maar vir my om te hoor wat hy sê, moet ek partykeer net 'n bietjie stil sit en luister. En wat is die een ding wat ons in ons moderne lewe nie doen nie, is ons raak nie stil nie. Dink gou so daaraan. Dink gou vir my 'n oomblik. Hoeveel van jou dag het jy iets by jou wat jou aandag aftrek? Kom ons wees nou eerlik. Die hele 24 ure dag het jy iets by jou wat jou aandag aftrek. Ons noem dit 'n selfoon. Kyk, ek sê nie selfone is sleg nie. Ons noem dit die internet. Ons noem dit 'n TV. Ons noem dit die Sondagkoerant. Ek weet nie of die Sondagkoerant verkoop word nie, maar die Sondagkoerant. Ons noem dit al hierdie stemme wat die hele tyd skreeu. Ek bedoel, ek het op 'n stadium met ek vir my 'n smartwatch gekry. Ek het gedink ek gaan nou brand wees om 'n smartwatch te hê, maar nou kan ek so staan terwyl ek met iemand praat en gou die WhatsApp nie wat deurkom lees, dat ek so maak. Dit baie brand. Ek dra nie meer my smartwatch nie, want dit steel my aandag. Ten minste kan ek nou hier staan, en ek kan vir hoe lank ek nou hier is, kan ek my volle aandag aan julle gee. Hierdie ding gaan nie die hele tyd hier nie. Ten minste nou, as ek my gewone horlosie dra, weet ek, niks kan my tyd steel as ek met iemand praat nie. Ek sit my foon op silent en ek draai sy glas na onder toe, en dan weet ek nie daar's boodskappe wat deurkom nie, maar met my horlosie kom die boodskappe die hele tyd deur. Dit steel jou aandag. Dit steel jou tyd. En al wat die vyand wil hê, is ons moet net nie ons fokus op die regte dinge sit nie. Hy hoef nie te kom en jou lewe aan te val nie, hy hoef nie te kom en jou gesondheid te steel nie, hy hoef nie jou geld weg te vat nie, niks soos dit nie. Al wat hy moet doen is hy moet jou nie besig hou, dat jy nie kan fokus op die Heilige Gees nie. En dit is moeilik. Dit is verskriklik moeilik. Ek is van die jonger generasie. Ek het groot geword met 'n rekenaar, nie heeltemal nie, in die hoërskool, maar ek het groot geword met dit. Ek het groot geword met 'n selfoon. Ek is die eerste generasie wat sonder 'n selfoon gebore is en met 'n selfoon gematrikuleer het. Ek het
het groot geword met hierdie goeders. Ek verstaan wat dit vir my beteken en hoe dit my lewe makliker maak, maar ek sien ook hoe dit my tyd steel. Dan sit ek in my kantoor en ek berei preek voor en ek wil vir 10 minute net vir die gemeente bid. En dit is moeilik, want ons so baie stemme in my kop. En Jesus sê, kom sit 'n bietjie een kant. Weg van al die geraas af en luister. Die Heilige Gees het so baie om vir jou te sê. Die Heilige Gees het so baie om vir jou te doen. Maar ons mis dit, want ons net so gegons. 20 jaar terug is daar 'n studie gedoen, waar iemand 20 minute sy natuurklanke wou opgeneem het. So die ou het gegaan, hy het in die bos gestap, en hy het 'n mic daar gesit en hy het gesê, ek wil vir 20 minute, dis 20 jaar terug nou al, wil ek vir 20 minute net natuurklanke opneem. Mense sal dink, jy sit jouself in daai en jy druk rekord. Dit was oor die 150 uur wat hy moes gerekord het, om 20 minute sy natuurklanke te kry, waar daar nie 'n vliegtuig oorvlieg nie, 'n bus ergens verbyry, of een of ander kunsmatige klank gebeur het nie. 150 uur vir 20 minute. En dit is hoe besig ons geword het. En dis ook om 'n behamer op hierdie ding is. Ons moet stil raak, ons moet ons onttrek. Daar kan 'n tyd wees dat jy jou foon afsit. Mense kan 20 minute wag. En daar kan 'n tyd wees wat jy alles afsit en net rustig wees en net sê, Here, praat met my. En ek moet sê, die tye wat ek dit reg kry, alles om my is stil en alles is af, en ek sê vir die Here, praat met my, is die tye wat ek die meeste wysheid kry, die lekkerste tyd saam met ons spandeer, en dit is wat ons nodig het. Ek gaan aan en ek is baie naby aan klaar. Die volgende ding is, wanneer ons dan nou hoor wat die Heilige Gees sê, moet ons dan ook reageer. En hier sê Paulus vir ons in Romeine 2 vers 13 'n waarde. Hy praat hier oor die skrif, maar ons kan hierdie ook vat en sê, maar dit is ook van toepassing op dit wat die Heilige Gees in ons lewe doen. Hy sê, dit is tog nie die blote hoorders van die wet wat voor God geregverdig is nie, maar dit is die daders van die wet wat geregverdig sal word. So, dit is nie net bloot ons wat hoor, ons wat toelaat dat hy ons lei nie, maar dit is ons wat gaan stil sit en hoor wat die Heilige Gees vir ons sê en dan dit ook doen, wat die voordele van 'n verhouding met die Heilige Gees reg gaan ontdek. Want ons kan hoor en hoor en hoor, ons kan skreeu tot ons blou in ons gesigte is. As ons nie hoor en doen wat hy vir ons sê nie, beteken dit niks nie. Cecilie het 'n vriendin, ek is ook seker deel van die vriendskap, sy sal nou hoor daar agter, maar dit is 'n wonderlike vriendin, maar sy gaan deur 'n baie moeilike tyd. En Cecilie gee vir haar baie raad, en dan kom daar voice notes van baie lank, en dan sê sy baie goedjies, en dan sê Cecilie so, maar ek het ook vir haar gesê om dit te doen, ek het ook vir haar gesê om dit te doen, ek het ook vir haar gesê om dit te doen, maar sy het dit nie gaan doen nie. Want beantwoord die kulkie haar eie vraag, nie altyd so. As jy vir iemand raad gee, en jy doen die raad, en sal weet, sy werk ook met mense, if iemand raad gee en hy gaan doen dit, dan gaan daar vrug wees. Maar as hy dit nie doen nie, gaan nie vrug wees nie. So ek vir jou sê, jy kom in die hele lewe uit hier voor my, en ek sê, hier's 'n paar areas wat ek sien rooi ligte is, ons verander dit, en jy luister vir my, en jy verander daai rooi ligte na groen ligte toe, dan gaan jou lewe beter wees. En dit is wat die Heilige Gees kom om te kom doen. Hy kom en hy lei ons in waarheid. Hy sê vir ons, gaan regs, moenie links gaan nie. Hy sê baie goed vir ons. As ons kies om te luister en te reageer daarop, gaan ons lewens verander. En dan die tweede laaste punt wat ek wil maak is, as ons dan nou luister, wag daar 'n beloning
vir die van ons wat luister na die leiding van die Heilige Gees. Jesaja sê vir ons in Jesaja 1 vers 19, hy sê, as julle gewillig is en luister, die goeie van die land sal julle geniet. En dan in Johannes 14:21 sê hy, wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my lief het. En wie my lief het, my Vader sal hom lief hê, en ek sal hom lief hê, en myself aan hom bekend maak. Jesus se begeerte is vir ons om 'n lewe te lewe wat so lyk. Hiermee wil ek afsluit. Hy wil hê ons moet 'n lewe leef wat vol vrug is. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee. Hy het gesê, ek was 3 jaar met julle, ek het vir julle kom wys wie ek is. Ek het gesterf vir julle sondes aan die kruis. Ek het opgevaar, maar ek het opgestaan uit die doodheid, ek het opgevaar hemel toe. Ek het 'n belofte gemaak, dat wanneer ek wegkom, stuur ek iemand in my plek. En daai persoon wat ek stuur in my plek, die parakleet, wat ons toemaak met God se liefde, God se wysheid, God se leiding, God se beskerming, al God se beloftes. Wanneer ek hom stuur, gaan hy kom om julle te lei in alle waarheid. Hy gaan julle goeie raadsman wees. Daar's 'n hele lys van goeders wat die Heilige Gees is vir ons en wie hy is vir ons. Maar my beroep aan jou vandag is die volgende. Wanneer die Heilige Gees praat, luister. Want wanneer ons begin luister en begin doen, dan begin draai. En dit kan so eenvoudig wees, soos net 5 minute 'n dag. Van die Bible app. As jy die Bible app op jou foon het, en lees 5 minute my woord. En dan druk jy die afknopie, en dan sit jy vir 5 minute net en luister. Dit kan so eenvoudig wees. Dit kan dalk 'n klop wees, dat daar verhoudings is wat gerestoreer moet word, eengemaak moet word. Dit kan ook 'n klop wees om te sê, weet jy wat ek dink, jy moet links gaan, nie regs gaan nie. Dit gaan ook 'n klop wees om te sê, jy moet jou hele lewe verander, of jy 1 of 2 dingetjies. Maar wanneer die Heilige Gees klop, en wanneer hy rigting gee, en wanneer hy vir jou raad gee, doen ek 'n oproep, kom ons begin te luister. Want dit is hoe hy ons lewe moet lyk. Daai is 'n mooi trosdrywer. En hy wil ook hê jou lewe moet so baie vrug dra. Amen. En ons sluit dit af. Volgende week gaan ons aan en ons gaan praat oor wat die Heilige Gees nog vir ons is. Wat is die gawes wat hy vir ons gee? Maar hier sluit ons af vandag. My hart is dat jy sal luister. Ek wil sonder musiek, sonder enige eksterne klanke, dit gaan baie ongemaklik wees, wil ek 'n minuut gee vir ons om te luister. Ek gaan dit nie van time op my horlosie. Net 'n minuut, totale stilte. Here Jesus, praat met ons. Heilige Gees, praat met ons. Jesus, Heilige Gees, mag U wat U nou in elke persoon se hart van gesê het, mag U dit
wat vrug dra. My beroep is, mag ons ore oop wees, mag ons harte reg wees om te ontvang, en mag ons eie self laat sterf, om te luister en te volg wat U doen. Dit is my gebed. Here, dankie dat U gekom het. Here, dankie dat U in die woord vir ons so baie voorbeelde gegee het van die krag wat daar is in U werk. Here, mag U elke dag in ons lewens werk. Mag dit die plek wees waar ons begin. Met U werk in ons lewens. En dan kan ons dit na die nasies toe vat. Dis my gebed. In die naam bid ons dit.